sê julle, julle het goed gedoen, well done. Ek is trots op julle, ek het nie gedink, ek het gedink so 3 minute, 4 minute. Maar julle het 'n goeie 10 minute gekap, well done. Ja, so ek gaan nou tydens die woord bietjie verder gesels. Natuurlik as jy 'n eenvoudige kort opsomming van Pinkster soek, is dit die volgende. Die Heilige Gees, dankie Clementia, jy's 'n champion. Die Heilige Gees wat die gelowiges kom volmaak, hy kom vul hulle met die teenwoordigheid van God en die krag om soos Jesus te kan leef en koninkryk uit te brei. Dis 'n kort antwoord. Maar vandag wil ek 'n bietjie dieper gaan. Is julle reg vir die woord? Is julle reg om in te spring? Is julle Bybels oop en reg? Kan nie oop wees nie, want dit kan seker oop wees, maar verkeerde plek. Romeine 8 vers 5:17. Of 19, ekskuus. Ek wil daarso begin vandag. En kom ek noem dit dalk net gou. Vandag vat ek julle op 'n journey. Moenie nou net een skrif en dan jene, wat praat hierdie ou? Soos wat ek voorberei, hoor ek hierdie skrif in my hart die hele tyd. Ek hoor hoe die Heilige Gees met my gesels oor hierdie skrif. Glo dat almal van ons hierso dit al gehoor het. Ek glo ook dat meeste van ons vandag reeds gelowiges is. Ons gaan kyk soos die Heilige Gees dit lei, sal ons geleentheid skep, indien ons voel ons moet dit doen. Maar kom ons lees Romeine 8, kom ons lees 18 ook, want ons het dit nodig in vandag se tyd. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, die seuns van God. Ek wil vandag hierdie gebruik as 'n inleiding tot my Pinksterboodskap. Ons gaan 3 dienste hê, ons het vandag 'n diens, vanoggend 'n diens, ons het vanaand 'n diens en dan maandag aand ook 'n diens. En waar ons onsself gaan posisioneer soos die disippels hulle self geposisioneer het op Pinkster toe die Pinksterfees gekom het. En ons kan nie die vuur laat kom nie. Let's say 4. Ek wil dit juis nou in aanhalingstekens sit. Die vuur laat kom nie, dis hy. Dis ons posisioneer onsself en hy kies of hy sy glorie aan ons wil bekend maak of nie. So hierso is dan nou ook die inleiding. Hierdie is 'n Pinksterkerk. Ek glo, soos wat die Pinksterkerk glo aan die uitstorting van die Heilige Gees, dat tale 'n gawe is vir vandag en dat die bekragtiging van die Heilige Gees jou krag gee om die evangelie bekend te gaan maak, om 'n getuie te wees tot in die uithoeke van die wêreld. Okay, Romeine 8, want die skepping wag met reikhalsende verlanging vir die openbaarmaking van die seuns van God. Ek is oortuig daarvan en ek's baie sterk van mening dat die hele Pinksterboodskap is hierdie opgesom. Is dat God het verhuis van 'n berg na sy mense. Hy het homself, hy het sy woning geskuif van 'n tempel of 'n tabernakel na mense. En julle gaan nou, soos wat ek julle deur die journey vat, verstaan hoekom ek daai stelling maak. Maar hierdie is die inleiding vir al 3 boodskappe, vir vanoggend, vanaand en maandag aand. Die skepping wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van die seuns van God. Pinkster was 'n fees wat hulle gevier het. Die Pinksterboodskap van die Pinksterkerk is 'n once-off event van die vuur het gekom. Daar's 'n bevestiging verder in die boek van Handelinge dat die teenwoordigheid van die Here het gekom, die doping van die Heilige Gees het gekom. Maar dit het gekom sodat die kerk gevestig kan wees in die toekoms in. Dis nie net 'n once-off event en nou moet ons weer wag vir 'n once-off event voordat ons 'n getuie kan wees nie. Was 'n once-off event wat gekom het en dit het God bekend gemaak aan elkeen van ons. Vir ons elkeen daai bekragtiging kom gee om 'n getuie te kan wees tot die uithoeke van die wêreld. Maar in elk geval, kom ons spring. Wat is Pinkster? Ons het nou die gesprek gehad. Ek dink daar was interessante gesprekke. Ek het gehoor aan hierdie kant is die eerste keer vir 'n paar mense wat vandag Pinkster vier. Amen. Julle is hierso. So kom ons gaan kyk. Vir ons om 'n mooi prentjie te kry van wat die Pinksterboodskap is, wil ek ons terugvat in die geskiedenis van die woord in. En hierdie geskiedenis begin by Eksodus 12 en dan gaan ons spring Eksodus 19 toe. Ek gaan net verwys daarna. Ek gaan dit nie vandag lees nie want dit is baie skrif. Maar Eksodus 12, Eksodus 19 en Levitikus 23 voeg hierdie vir ons alles bymekaar.
Hoor, hoekom was hierdie die sameloop van die byeenkoms gewees? So die vraag is, wat het die disippels gedoen? Nie hoe nie, wat het die disippels gedoen? Hulle het 'n opdrag gekry. Gaan dan heen, gemaak disippels, Matteus 28. Matteus 28. Het hulle opdrag ontvang, gaan maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle alles wat ek vir julle geleer het. Okay, great, ons moet gaan, Handelinge 1 vers 8, gaan wag in die bovertrek. Okay, wat moet ons nou doen? Gaan of wag? Moet nog steeds albei doen. Die opdrag toe was wag. Hulle het hulle self toe in die bovertrek, hulle het bovertrek toe gegaan en daarso het hulle self in 'n postuur bevind. Hulle het iets gedoen, nie net tyd verdryf, ons moet nou maar net hier lê en slaap en wag nie. Hulle het iets gedoen. En ons sien wat het hulle gedoen deur te gaan kyk na die geskiedenis. So kom ons kyk na die geskiedenis. Ek gaan vinnig daarna kyk want ek het daaroor gepreek met inleiding fondasie van die Heilige Gees. Eksodus 12 is die instelling van die volgende. Die Pasga lam, Paasfees, Passover lamb. Dit is waar waar God kom en hy sê vir Moses, hierdie is die opdrag. Julle moet 'n lam gaan soek wat perfek is. Julle moet hom slag en die bloed moet aan die deurkosyne geverf word en dan daai aand moet julle as familie sekere gedeeltes van die lam fees vier. Julle moet dit geniet, julle moet eet, julle moet saam fellowship. En dan wat gaan gebeur is die engel van die dood gaan kom en hy gaan die eersgeborenes vat, maar wanneer hy die bloed sien, dan gaan hy verbygaan. Onthou julle daai storie? Hulle is almal met my. So ek gaan dit nou heeltyd so heen en weer speel. Dis Ou Testament, Eksodus 12. Nou kom ons by Nuwe Testament. Jesus Christus word die lam, die Pasga lam, die Passover lamb, die Paasfees lam klink net te veel eiertjie en gasie vibe. Die Pasga lam, die Passover lamb word Jesus Christus. Nou sien ons daar's 'n tyd verspeel. Ook Eksodus 12, dan is die opdrag wanneer hierdie gebeur, van môre af begin julle dan met 7 dae, hulle noem dit dan nou later in die skrif die fees van ongesuurde brode. Wat beteken vir 7 dae mag julle glad nie leaven, soos die Engels sou sê, in julle woonplek hê nie. Julle moet dit uitgooi, weggooi. Wat is ongesuur? Wat is leaven in Afrikaans? Die ongesuurde brode, ja. Daai moet hulle uitgooi. Wat beteken hierdie? Okay, God het hulle kom red onder die slawerny van Farao. Dan gaan hulle nou begin met hulle journey. Ons gaan uit. Maar vir 7 dae lank is hulle deur hierdie reinigingsproses. Word hulle gelei. Okay, ek het gekom, ek het jou gered. Nou word jy gelei outomaties deur hierdie reinigingsproses. Vir 7 dae. Dan sê die woord vir ons, hulle het vir 40 dae getravel, tot lank gekom. Op dag 50 vandat hulle begin travel het hulle by die berg Sinaï aangekom. Okay, daar was nou 50 dae wat verspeel het. Ek het daaroor gepreek so rukkie terug. Die woord sê vir hulle, wanneer dag 50 gaan aanbreek, daar gaan 'n tyd verspeel wees, dan moet jy jouself met afwagting vind. Soos in 'n expectation, hier gaan iets gebeur. So hulle het die dae, okay, kom ek vra gou so, as jy see toe gaan, wie van julle het al daai countdown timertjie op jou selfoon se hoofskerm gesit? 7 dae, 5 ure, 22 minute en 19 sekondes. Okay, great, 15 sekondes. Jy het daai expectation, die dae loop af. So waar hulle self bevind, daar gaan 'n dag kom, daar's vir ons gesê op hierdie dag gaan iets gebeur, so hulle het hierdie afwagting, iets gaan gebeur. So dis nie net, ek dink baie keer het ons al gesê, die disippels het nie geweet, hulle gaan vir 10 dae wag nie, maar tot 'n mate wil ek vandag sê, ek dink hulle het geweet, hulle gaan vir 10 dae wag. Want dit was in die kultuur ingeweef om 'n afwagting te hê vir die 50ste dag nadat hy gesterf het. Dit was 'n fees wat hulle gevier het, so dit was in hulle ingeweef. Kom ons tel hierdie af. Kom ons sê 'n afwagting. So punt nommer 1, in hierdie tyd wat gespeel het, sien ons, daar was expectation gewees. Tweedens in Levitikus 23 sien ons dat die volgende instelling dan ook in die Joodse kultuur ingebou is die fees, die oesfees, is wat hulle dit noem. First fruits, dis die fees, die hart van die fees was om jou eerste deel van jou oes te bring na die tempel toe.
Wat het hierdie verteenwoordig? Dit het die volgende verteenwoordig. Eerstens dankbaarheid, want daar was 'n oes. En tweedens het ons tempel toe gekom, want kyk hoe goed is hy. Dit was 'n herinnering gewees. Hy het ons uit die land van Egipte uitgehaal. So kom ek som gou hierdie 50 dae journey op. Die Passover lamb kom, die lam wat geslag is kom. Hulle word uit Egipte uitgered, maar saam met dit, soos wat hulle uit Egipte uitgered word, word Egipte uit Israel uitgered. Vir die feit dat hulle gaan deur 'n reinigingsproses. So Israel of die volk is nie net uit Egipte uitgehaal nie, Egipte is uit die volk uitgehaal uit ook. Dan stap hulle na die berg toe. Afwagting, want daar's iets wat gaan gebeur. So hierdie is wat ek glo die postuur was van die disippels, nadat Jesus vir hulle gesê het, gaan wag. Dit was in hulle kultuur gewees, om alreeds 'n oes te bring, dis hoekom dit besig was daar. Dis hoekom daar teenwoordigheid was van rasse en stamme en volke. Toe hulle in tale begin praat, het verskillende taalgroepe hulle herken, want hulle het almal gekom om 'n offer te bring, want dit was die oesfees gewees. Hulle, by die oesfees moes hulle eerste offer gebring het. Hulle het by die oesfees hulle eerste offer gebring. Dankie Here, kyk hoe goed is U. Ons het 'n oes gekry. Hierdie het U vir ons laat inkom en hierdie is ons aanbidding tot U. So hulle vind hulle self met expectation, hulle vind hulle self met dankbaarheid en hulle vind hulle self in aanbidding. Ek wil ons challenge om oor hierdie tyd ons postuur te maak. Vandag is daai postuur nog steeds relevant. Nie relevant tot die afwagting van een dag nie, maar relevant tot die bou van 'n koninkryk lewe. Tot die bou van ons as gelowiges. So kom ons kyk na die hele verhaal wat die woord ons vertel. Gaan hom opdeel in 3 gedeeltes. Daai was die opsomming van Pinkster. Waar kry ons Pinkster vandag? Hoekom die 50ste dag nadat die lam geslag is? Daai is hoe ons dit kry. Ek gaan my boodskap opdeel in 3 afdelings. Dis eerstens die tuin van Eden. Kom ons kyk na die perfekte prentjie. Ek dink meeste van ons het al verwys na die tuin van Eden wat 'n perfekte bloudruk is. Van God se plan wat geopenbaar is. En om dit op te som, wil ek dit as volg opsom. Van die heel begin af was God se hart gewees. Sy oorspronklike droom was geen tempels, geen priesters, geen voorhangsel, maar God wat met sy mense wandel. Hierdie is wat ons sien uitspeel in die tuin van Eden. Genesis 1, 2 en 3. Sien ons uitspeel. Die mens was geskape, nie om te werk noodwendig nie, ja om te werk, want die opdrag was gegee, gaan heers, gaan multiply, maar die mens was geskape vir 'n paar goedjies. Eerstens wil ek sê, hulle was geskape vir verhouding, vir intimiteit en om God te dra. Maar ons almal ken die storie en dis hoekom ek nie te lank hier so rondhang nie. Die mens was die woonplek vir God, want dit is waar sy teenwoordigheid kom wandel het, is saam met hulle. Maar sonde bring afstand. Ons weet dan ook, ek hardloop hier oor, want julle het almal al hierdie gedeelte gehoor, maar dit is deel van die konteks. Ons weet dat die woord sê, dat as julle van hierdie vrug eet, gaan julle sekerlik doodgaan. Nou weer die vraag, het hulle dood gegaan? Nie fisies nie, maar hulle was verlate gewees van God. So hierso is waar die storie dan nou nogal 'n groot klimaks van die storie is, want die storie was perfek gewees, en toe kom daar so 'n vurk in die pad gewees. Hierdie was waantoe die perfekte storie bou, maar as gevolg van ongehoorsaamheid het sonde 'n skeiding gebring, en die volk was hierdie kant toe gelei. So in die tuin van Eden sien ons hierdie begeerte, en hierdie plan wat God gehad het om saam met sy mense te wandel. Dan verder kom ons nou, ek wil nou kyk na punt nommer 2, die berg Sinaï, waar ons dan nou Eksodus 19 sien afspeel. Ek het nou vinnig daarna verwys, maar ek het baie vinnig, want ek wou nie myself voorspring nie, anders julle weet mos, ek is 'n auditiewe persoon, so ek prosesseer. Wie was by die huwelikswerkswinkel gewees? Die res van julle het uitgemis, dit was so goed gewees. Ek het agtergekom ek's 'n auditiewe persoon, so ek hou daarvan om verbally te proses. So, wees gracious met my. Anyway, kom ons spring na Eksodus 19 toe.
Eksodus 19, sien ons in die begin van die hoofstuk, kom God na Moses toe en hy sê, ek wil hulle God wees. Wil jy julle met my mense wees? Die volk reageer, ja, great, ons wil jou mense wees. En dan sien ons verder aan, dat God het gekom. Dit speel nou daar's baie wat afspeel. Moses en God het nog al 'n sharp verhouding gehad. Hulle het baie gepraat. So daar het baie wat afspeel. Eventually sien ons hierdie afwagting, want die 50ste dag gaan nou kom, hierdie tyd gaan nou kom. So hierdie afwagting dat hy gaan kom, dink is hoofstuk 15, vers 15, sien ons dat daar 4 gekom en die Here het homself bekend gemaak aan Moses. En dan is dit die bekende gedeelte waar hy gekom het en hy het vir Moses die kliptablette gegee wat die wet was, het hy vir hulle gegee. Moses het afgekom, ek het 'n baie belangrike gedeelte gemis. Die opdrag was, wanneer God kom, bly weg van die berg af. Want die persoon wat aan die berg raak, gaan sekerlik sterf. Hierdie was die bevel gewees. Onthou, perfekte nabyheid, die eenwoords nabyheid, dan is dit sonde het skeiding gebring. Nou is dit hierdie berg, God wil weer sy woonplek maak tussen mense, maar dit gaan ongelukkig in tempels moet wees. Dit gaan ongelukkig in 'n tabernakel moet wees. Dit gaan ongelukkig deur 'n stelsel moet gaan van priesters en hoofpriesters en julle moet 'n offer bring. Nie omdat God homself wil weerhou nie, maar as gevolg van geen offer wat 'n persoon kan bring is genoeg om sy heerlikheid te dra nie. Geen offer wat 'n persoon kan bring kan enigsins die wraak van God deurstaan nie. So hy kom maak sy woning tussen mense, miskien so limited, soos op 'n afstand, nie omdat hy homself wil weerhou nie, maar omdat hy weet ons kan nie sy heerlikheid dra nie, op daai oomblik. So kernwoorde, Eksodus 19, as jy dit wil neerskryf. 4, aardbewing, trompette. So dis wat hulle gesien het gebeur. Skielik moes Moses 'n plan maak. Ons moet 'n tabernakel bou. Want God wil sy woonplek tussen mense bou. Maar hoor gou hierdie profetiese verlangings van Oud-testamentiese mense. So hier's 3 profete wat in die Ou Testament 'n begeerte bekend maak, wat 'n baie akkurate profesie was vir die Oud-testamentiese mense om aan vas te hou. Numeri 11 vers 29 se eerste een. Moses sê die volgende: ek wens dat die hele volk profeteer. Esegiel sê, ek dink is Esegiel 36 vers 27 en 28, sê hy, want die Here lei dit so, ek sal my gees binne in julle sit. Harde harte sal sagte harte word, vleesharte word. Joël kom en hy sê, Joël 2 vers 42 ek dink, of 28, ek sal my gees uitstort op alle vlees. Jy sien die Ou Testament, en ek het dit baie kort opgesom, die Ou Testament maak die volgende vir ons bekend. God het 'n begeerte om te woon saam met sy mense. Volg julle my? Is julle saam met my? En dan kom, boom, Handelinge 2. Kom ons lees dit saam. Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4. Die ouer manne wat in die kerk is, kan hierdie al by mind sê. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel uit 'n geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor
hoe hulle in sy eie taal gespreek het. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan die Galileërs nie? Jy sien, die groot wonderwerk was nie net die tale of die vuur nie, dit was nie net tale of vuur nie, maar die vuur wat geland het. Hierdie keer nie op 'n berg nie, hierdie keer nie in 'n tempel nie, en hierdie keer nie deur hoëpriesters nie, maar hierdie keer op God se mense. Hier is die profetiese verklaring van Eksodus 19, al die pad tot in Handelinge 2. Eksodus 19, God maak sy begeerte bekend. Ek wil by my mense wees, maar kan nog nie heeltemal nie. Handelinge 2, die offer is gegee. Ek wil by my mense wees, so hier gaan dit. Eksodus 19, 'n verbond was gevestig, die wet was gegee. Handelinge 2, het ek nou gesê Handelinge 19. Eksodus 19. Julle is nou maar die Eksodus 19 kant. Kom bietjie Nuwe Testament toe. Handelinge 2, die verbond word weer gegee op mense se harte. Die nuwe wet is geskryf op mense se harte. Kom ons gaan gou Romeine 8 vers 2 toe. Die wet van die sonde en die dood. Hulle is gered van die, nee, ekskuus, ek butcher dit nou. Die regte woorde, net verkeerde volgorde. Romeine 8 vers 2, want die wet van die gees en die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die vlees, van die sonde en die dood. Sien julle Eksodus 19 Handelinge 2? Ons was onder 'n wet gewees. Ek hardloop nou heeltyd hierso heen en weer. My calories gaan hoog wees nou. Eksodus 19, wet van sonde en dood. Julle wet is gegee. Hierdie is reg, hierdie is verkeerd. Handelinge 2, ek kom gee vir julle 'n nuwe wet. Gees in die lewe. Die Heilige Gees is uitgestort. Kan ek vir julle net gou-gou vir 'n oomblik 'n klomp profetiese punte uitwys van hierdie kosbare gebeurtenis? In die Ou Testament sien ons die toring van Babel. Sien ons dat hulle wou 'n toring so hoog bou dat hulle gelykstaande kon wees aan God. Wat het die skeiding gebreek? Wat het die eenheid gebreek? Verskillende tale. Onthou julle daai gedeelte? Ek kan nou nie presies sê waar dit staan nie. Verskillende tale. Hulle was so in eenheid, kom ons bou 'n tempel. Kom ons bou hierdie gebou wat ons so hoog soos God gaan maak. En God kom toe en hy gee vir hulle verskillende tale. Net daar kon hulle nie verder bou nie. Handelinge 2, wat het gebeur? Dieselfde taal was aan almal gegee. Was 'n herstel gewees wat plaasgevind het. En nou is die groot vraag dalk, weer eens, is dit 'n once-off gebeurtenis? Of was dit iets wat gebeur het, waarvan ons vandag nog vrug pluk? Ek het nog een profetiese ding gemis. Eksodus 19, daar 3000 mense gesterf, as gevolg van die goue kalf wat gebou was. 3000 mense sterf. Handelinge 2, 3000 mense kom tot bekering. God kom en hy trek 'n duidelike lyn in die sand. En hy sê alles wat geskatter het en chaos veroorsaak het, is vandag saamgebind deur een gees. En dit is sy gees. As jy een skrif, of kom ons sê een opdrag van my vandag onthou, as jy uitgaan, wil ek hê dit moet die volgende wees. Ons probeer nie God oortuig om te kom nie. Hy het klaar gekom. So nou is ons geïndoktrineer as gelowiges. Ons het dit al van hierdie kansel af, en ek het al vir julle jammer gesê. Ons het dit al van hierdie kansel af gesê, ek voel die Heilige Gees is hier. Hy is altyd hier. So wat het nou gebeur dat hy kom en gaan, maar hy is eintlik altyd hier. Ons is geïndoktrineer deur sisteme se kerk se taal gebruik. Vandag wil ek ons challenge na 'n waarheid toe. Ek wil jou roep na 'n waarheid toe. Die volheid van sy gees het gekom en ons leef nie meer smeekend, Here sal U kom nie. Toe jy tot bekering gekom het en in jou nuwe lewe ingetree het en deur God se genade en deur geloof dit geaccess het, sê die woord keer
op keer dat hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Ek dink baie keer dink ons dat die alomteenwoordige Heilige Gees is nie so sterk soos die gemanifesteerde Heilige Gees nie. Dis dieselfde Gees. Die Gees wat die taal kom gee of die gawe gee van tale uitleg, is dieselfde Gees wat kom gee van genesing. O nee, maar hierdie ou, ek wil eerder hy moet vir my bid. Want soos hy het seker maar 'n groter deel van die Heilige Gees. Is dit nie dieselfde Gees nie? Dis dieselfde Gees wat hierdie kom doen. En vandag is hierdie die uiteinde van my eerste boodskap, van hierdie Pinksterboodskap. Is nie 'n vurige boodskap nie. As jy gekom het vir vier uit die hemel uit, ekskuus. Maar ek kan vir jou definitief sê, daar's vuur op jou lewe, want die teenwoordigheid van God het gekom om jou as gelowige te merk. So wat beteken dit vir my en jou? Dit beteken, Roan, as ek vir jou vra om vir Anthony te bid onder die bloed van Jesus, want sy skouer is seer, dan is dit nie soos, ja maar, nee nie. Dis dieselfde Gees wat in jou is, as wat in Alwyn is. Kom ons vergelyk met Alwyn, want Alwyn, almal wil soos Alwyn wees, want Alwyn is 'n challenger. Maar dis dieselfde Gees wat ons die krag gee. Maar ek wil vandag nie hierdie bysit, die laaste gedeelte, kom ek kyk om af te sluit. Want ek het seker maak ek al my notas deurgehardloop. Hierdie beteken jou huis kan heilig wees, dit beteken jou werksplek kan heilig wees, dit beteken jou huwelik kan heilig wees, jou tafel kan heilig wees, jou koffieshop, ons sinne, kan heilig wees, jou werk, jou besigheid, elke area wat jy aanraak, kan heilig wees, jou lewe kan heilig wees. Waarom? Omdat ons draers van God se teenwoordigheid is. Ons grootste probleem is nie God se afwesigheid nie, maar ons onbewustheid. So hierso is die gebed wat ek vir elkeen van ons bid. Ons gaan nie probeer om God af te trek uit die hemel uit nie. Hy sit nogal op sy troon. Ons gaan nie dit regkry nie. Ons gaan bewus word van God wat reeds in ons is. Die een wat sy woonplek kom maak het. So die titel van my boodskap is van vuur op 'n berg na vuur op 'n mens. Hy het sy woonplek kom maak binne in ons. So Here, dankie dat ons vandag veranderd en getransformeer kan wees. Want die Gees woon in ons. Here, in my gebed is soos wat ek vandag se woord, vanoggend se woord bedien en vanaand weer die voorreg het om woord te bedien en môre aand weer kan bedien, Here. Is my gebed dat ons sal intrek en in lyn in sal trek met dit wat U spreek.